Kom ons sluit die oë. Here ons God, ons dankie Here vir u goedheid en vir u liefde, vir die reën wat daar buite geval het, dat ons sien ook daar waar u besig is om te werk. En vanoggend is dit my gebed Here dat ons nader aan u sal beweeg, dat ons meer vertroue in u sal hê, Here God. En dat u elkeen van ons ook sal help om te besef wie ons is in Jesus Christus. Dat ons u woord sal hoor vanoggend en dat dit ook ons lewens sal verander. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So voordat ons nou begin vandag met die boodskap, dink ek dit is belangrik dat ons iets moet aanspreek wat die laaste tyd gebeur het. So 2 weke terug het ons gehoor dat ons het net tot die 23ste September, dan is ons nie meer hier nie. En dit het geweldig baie mense ontstel. Ek dink dit het 'n geweldige invloed gehad op baie mense se geloof. En hoe mense God ervaar, en is ons geloof regtig waar so sterk as wat ons dink dit is? En daar is 'n klomp goed gesê oor die wegraping en die wederkoms en al daai tipe van goed. Nou net om dit duidelik te stel, is dat daar's baie mense wanneer ons praat van eskatologie, die einde van tyd. Dit is baie belangrik dat ons 'n verstaan moet hê van die kerk van God. Dat ons 'n verstaan moet hê van die tyd waarin ons nou leef en dat ons 'n baie duidelike verstaan moet hê oor die einde van tyd. So 'n kerk wat nie 'n eskatologiese benadering het nie, wat nie 'n eindtyd benadering het nie, is 'n kerk wat nie op goeie fondamente gebou is nie. So nou as jy nou die Bybel gaan lees en hulle haal nou die verse aan 1 Tessalonisense 4 wat hulle sê dat daar gaan 'n wegruk plaasvind van die kerk en jy gaan lees Openbaring en jy gaan lees Daniël, dan is daar verskillende mense wat verskillende uitkyke het rondom die einde van tyd. So daar's baie mense wat sê dat daar gaan 'n wegraping plaasvind. So wat dit eintlik sê is dat daar gaan 'n tyd kom wanneer Christus gaan kom en die kerk wegneem. So die hele gedagte rondom dit is dat huidiglik in hierdie situasie waarin ons nou is, die tyd waarin ons nou is die kerk eintlik die buffer tussen God se oordeel en die mense wat nie in hom glo nie. So die kerk beskerm God se oordeel op hierdie stadium, maar daar gaan 'n tyd kom wat Christus gaan kom en dan gaan hy hierdie kerk wegneem. Die gelowiges gaan weggeruk word na hom toe, opgevaar na die hemel toe. Die dooies gaan opstaan, hulle wat gesterf het in Christus. Die mense wat nog leef, se liggame gaan onmiddellik verander word en ons gaan deel wees van die koninkryk van God. So dit is die een aspek daarvan. En dan daarna, wanneer die kerk weg is, dan gaan daar die 7 jaar wees van turbulence. Okay? So dit gaan ongelooflik moeilik wees om tot bekering te kom en die mense wat in daardie tyd tot bekering kom, gaan sterf as martelaars vir Christus. So dan word daar in Openbaring gepraat van hulle het 'n spesiale plek in die koninkryk van God rondom die troon van God. Die ander benadering is dat Christus gaan net een keer kom. So daar's geen wegraping nie. Hy kom, daar's 'n spesifieke tyd wat hy kom en ons weet dit gaan gebeur. So nou, wat ek vir jou wil sê is of jy nou glo in die wegraping of nie, het geen invloed op jou redding nie. Want jou redding vind ons in Jesus Christus. Okay? So of jy nou vir die wegraping is of teen die wegraping is of indifference is.
Die feit van die saak is, Christus kom weer. Nou is daar mense wat sê, ja maar, daar's 'n spesifieke tyd, want hy was by 'n rugbywedstryd en ewe skielik het God vir hom die datums gegee en dit het 'n klomp mense op hol gejaag. Nou het ek geluister na die 22 minute se verduideliking van die wederkoms van Christus. En ek kon alles sluk. Totdat hy sê, ek sê vir julle, so waar as wat God leef. Ek sê vir julle, in die naam van Jesus Christus, die 22ste of die 23ste en die 24ste September gaan die wegraping plaasvind, maak seker jou lewe is reg, en 'n klomp mense het gegaan en 'n klomp goed gaan verkoop, want dis nou die einde van hulle lewe, en hulle het nou gesien, gesit en wag. En raai wat? Hier is ons nog steeds. Niks het verander. Nou is dit 'n gejammer die kant toe en die. Ek wil niemand sleg sê nie. Wat ek vir julle wil sê is dat die woord van God, lees die ding. Moenie luister na wat iemand kwytraak op die internet nie. Moenie dink omdat iemand nou skielik 'n profesie gekry het, dat dit die waarheid is nie. Toets dit aan die woord. Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 sê, in die ou tyd het God deur ons voorvaders gepraat met profete, maar in die laaste dae het God met ons gepraat deur sy seun. Daar bestaan nie meer 'n ding soos 'n profeet nie, daar bestaan nie meer 'n ding soos 'n apostel nie. Dit is mense en take en ampte wat God vir mense in die kerk gegee het, jare terug, om die evangelie van Jesus Christus by mense uit te kry. Om 'n profeet te wees vir God, is dat God het vir iemand 'n woord gegee, en hulle moes dit vir die volk gaan gee, sodat hulle kan verstaan wat die wil van God is. Dit was die rol van 'n profeet. Daar is nie meer 'n rol vir 'n profeet vandag nie. Hierdie is wat ons lees. Hierdie is die woord van God. Jesus Christus het gesê, ek weet nie wanneer die eindtyd is nie, en julle moet julleself nie daaroor bekommer nie. Hy sê, julle sal die tekens van die tye sien. Julle het nie nodig dat enige iemand 'n droom of 'n visioen of trompette of enige iets moes gehoor het nie, want Jesus Christus het self gesê, net die Vader weet. Beteken dit Christus weet nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar Christus was ten volle mens, en toe hy dit gesê het, toe sê hy dit, omdat hy homself onderwerp het aan dit wat God die Vader vir hom openbaar het, en omdat hy op daardie stadium in 'n menslike vorm was. Dit is hoekom hy gesê het, nie eers ek weet wat die einde van tyd is nie. Die belangrikste ding wat ons moet verstaan is dat Christus kom. So nou is dit, ja maar omdat ek nou vir hierdie mense gesê het, kry ek al hierdie boodskappe van mense wat ewe skielik hulle lewens moet regkry. Hoekom moet mense gedreig word met 'n datum om hulle lewens reg te kry? Jy moet elke dag leef. Hier een van hierdie mense wat oorlede is. Vrydag was alles nog fyn, gister is hy dood. Ons het nie nodig dat enige iemand vir ons sê wanneer die einde van tyd kan wees nie. Dink julle, daar was nie oorloë 2, 3, 4, 500 jaar terug nie. Daar was nie hongersnood nie, daar was nie aardbewings nie, daar was nie mense wat mekaar probeer uitwis het nie. Dis nog altyd daar. Dis nog altyd daar, maar mense gaan en dan jaag hulle agter iemand aan, want hierdie ou het nou gesê, so waar as wat God leef. Nou ek kan vir jou een ding sê, so waar as wat God leef, hy sal verantwoording moet doen oor dit wat gesê is. Oor elke woord. Die woord van die Here sê vir ons moenie almal leraars wees nie, want die leraars gaan meer geoordeel word as ander mense, want ons is veronderstel om die waarheid te praat. En dit is hoekom ek vir julle al gesê het van die begin af,
Elke keer as ek iets sê, gaan toets dit aan die woord. As dit nie in die woord is nie, dan moet ons daaroor praat en dit regkry. Dit beteken nie omdat ek 7 jaar geswat het, ek weet meer as julle. Hier's baie van julle wat meer weet van die Bybel as ek. Hierdie is die boek. Glo die boek. Maar vir jou om dit te glo, moet jy dit lees. Dit moet deel wees van jou lewe. Bestudeer dit, vra die vrae. Wat beteken hierdie goed vir my? Die einde van tyd kom. Maar dis nie vandag nie. En intussen tyd roep God elkeen van ons tot 'n verantwoording om 'n verskil te maak in die mense in ons lewens. Ons is nie gered om hemel toe te gaan nie. Ons is gered om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ons is gered om die evangelie van Jesus Christus by mense uit te kry. En dan wat my die meeste ontstel is, seker nie die meeste nie, die tweede meeste, is dat mense sê, ag Here, kom asseblief vinnig. Verstaan mense nie dat jou buurman is ongered en as Jesus vandag kom, is hy in die hel. Want jy eindig net op 2 plekke. Daar's niks tussenin. Jy gaan of in die koninkryk van God wees, of jy gaan in die koninkryk van die duisternis wees. Dis waar jy gaan eindig. Mense moet ophou om die wederkoms van Jesus Christus aan te jaag, want God sê vir ons, hy is geduldig. Moenie dink dat God sy oordeel uitstel nie. Hy is geduldig want hy wil hê dat alle mense gered moet word. Die roepe na die wederkoms van Jesus Christus, wat jy eintlik sê is, jy gee nie om vir die ander mense wat verlore gaan nie. Dis wat jy sê. Ons moet uitsien na die koms van Christus. Ons moet uitsien daarna om saam met hom in die koninkryk te wees. Ons moet uitsien daarna om in die nuwe Jerusalem in te gaan. Ons moet uitsien daarna om die nuwe lewe te kan hê. Ons moet uitsien daarna dat ons lewens hier verby sal wees en dat ons saam met Christus sal wees. Maar ons moet ook uitsien daarna dat ons vir mense nou sê dat hulle lewens moet verander. Dat mense tot bekering moet kom. Dat mense God moet aanvaar, dat mense sy woord moet lees. Dis tyd dat ons as Christene moet opstaan en sê, maar weet jy wat? Dit wat jy doen is nie in lyn met die woord van God nie. Dit wat jy doen is nie reg volgens dit wat hy vir ons sê in sy woord nie. Ons moet ophou om skaam te wees vir die evangelie. Maar ons moet ook ophou om mense bang te maak. Met datums, ag man, hoeveel was daar al, wat dit al voorspel het? Ek meen, die aarde moes al 200 jaar terug geëindig het. Geen mens het die reg om vir God te sê wat hy mag doen en nie mag doen nie. God bepaal sy eie tyd. Ons verantwoordelikheid is om die woord van God met mense te deel. En vir hulle te sê, julle moet ophou hardloop agter al hierdie goed aan, wat mense 'n visioen of 'n ding gehad het. En ek sê nie daardeur dat God nie met hom gepraat het. Dis glad nie wat ek sê. Maar ons moet versigtig wees, want die woord van die Here sê vir ons, die Satan vermom homself as 'n engel van die lig. En hy gee vir jou 'n boodskap. En ewe skielik dink jy dis die waarheid. Hou op om na mense te luister wat praat oor die einde van tyd. Niemand weet nie. Niemand weet wanneer dit kan oor 5 minute van nou af wees, want ons is daarom nog in September, né? Later die week het ons 'n probleem, want dan is ons nou nie meer in September nie. Dit kan nou wees. Dit kan oor 1000 jaar van nou af wees. Ons weet nie. Ons word geroep om ons lewens in lyn te kry met God se woord. Nie met mense se woord nie.
So moenie vasgevang word in hierdie goed nie. Moenie vasgevang word in mense se laat hulle so oortuig. En hulle oortuig soveel mense want mense is gullible. Daar duisende followers en as die ou nou een ding sê dan dis nou hoe dit gaan wees. Dis nie wat God sê in sy woord nie. Hy kom ons haal. Dit weet ons. Daar's geen twyfel oor dit nie. Maar dis nie vir my en vir jou om te bepaal wanneer dit gaan wees nie. Ons moet net gehoorsaam wees. Ons moet God lief hê. Ons moet ons medemense lief hê. Ons moet die mense wat van ons verskil moet ons lief hê. Ons moet ophou om verskoning te vra vir dit wat ons glo. So miskien moet ek nou preek want ek raak nou baie opgewonde. Miskien moet ons ophou om verskoning te vra vir dit waarin ons glo, vir dit waarvan ons oortuig is. Want wanneer jy praat oor Christendom en dat Christus die enigste weg en die waarheid is en die lewe is en dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur Christus nie, dan is jy veroordelend, wat noem hulle dit? Jy's 'n bigot, jy's 'n conservative, jy is al daardie slegte goeters. Well, I don't care. Frankly. Ek gee nie om wat mense sê nie. Ek gee om wat die woord van God vir my sê. Ek gee om wat die waarheid is volgens dit wat Jesus Christus vir ons sê. Wat mense se opinie is net dit. Is hulle opinie. Ons moet staan vir dit wat reg is en dit wat waar is. Mense, daar's slim mense, né? Baie slimmer as ek. Professore en dokters en who knows what. By hierdie fakulteite van ons van teologie wat sê dat Christus het nie regtig gekom nie, dis maar net beeldspraak en hy het nie regtig gesterf nie, hy het nie regtig opgestaan nie en al daai tipe van goed. Dan vra ek jou, is dit wat die woord van God vir ons sê? Die woord sê Christus het sy lewe vir ons gegee. Sy bloed het gevloei. Sy liggaam is gebreek sodat ons kan lewe. Hy het gesterf en hy het op die 3de dag opgestaan. Dit is wat die woord van God vir ons sê. Daar is hoeveel mense wat dit van dit getuig het en niks kan dit verander nie. Luister na wat die woord van God vir jou sê. Die woord van God is deur die Heilige Gees geïnspireer. Dit is die waarheid. Lees dit, leef dit, maak dit deel van jou lewe. Sodat wanneer daar 'n aanslag kom, dat jy kan sê, maar iets is nie reg nie. Iets is nie reg nie. Daar's party mense wat versies kan memoriseer. Ek trek op so 2, né? Ek sal maar sê soos Jesus gesê het, daar staan geskrywe. Ek weet nie presies waar nie, maar ek weet dit staan daar geskrywe. Dat ons moet luister na wat God vir ons sê. So moenie rondgeruk word deur hierdie goed van mense wat allerlei goedjies gesien het nie. Luister na God se woord. En dan moet ons nou seker preek, nê. En vanoggend gaan dit oor selfvertroue. Okay? Dat ons selfvertroue in ons lewens moet hê. Ons sukkel baie keer daarmee. Wie sukkel met selfvertroue? Anyone? Sal iemand my join, né? Steek op jou hand. Okay? Ons mag ons hande in die kerk opsteek, né? Jy kan dit ook doen as jy wil. As jy oortuig is daarvan dat jy geen selfvertroue het nie. Selfvertroue is daardie ding wat jou in staat stel om goedes te kan doen. Dit gee vir jou 'n gevoel van gemaklikheid om oortuig te wees dat daar goed is wat jy kan doen in jou lewe en dit help jou om
om beter te wees, om meer selfvertroue in jou lewe te kan hê. Daar is niks wat jou selfvertroue afbreek, soos jou heel eerste ID-foto nie. Nee? Ek het myne gesoek vanoggend, maar kon hom genadiglik, kon ons hom toe nou nie kry nie. Want jy's op skool en alles moet cool wees, né? Jy kyk na die eerste span rugby spelers en dan dink jy, hulle is cool. En dan daag jy by die skool op met brille so groot soos pierings, né? En dis glad nie cool nie. En vir die volgende 20 jaar moet jy elke keer in daai ID-foto vaskyk. En dan is daar nog die ore ook. En genadiglik toe kom maar 'n fliek uit Bad Boys. Wie van julle het Bad Boys gekyk? Nee? Toe kom die seentjie na die pa toe sê hy, maar hulle spot my oor my ore by die skool. Toe sê hy, weet jy wat? Jou ore is daar, hulle is groot sodat jy na al hulle probleme kan luister. Toe voel ek beter oor myself. Okay? So die gebrek wat ons het baie keer aan selfvertroue is dat dit beroof ons van 'n lewe wat God wil hê ons moet leef. Dit is daardie een skewe kyk wat iemand jou gee. Dis daardie een aanmerking wat iemand maak op hoe jy lyk. Dit is daardie een ding wat in jou lewe gebeur wat absoluut in ons lewe inkom en hierdie selfvertroue wegneem. Dat ons onseker is oor wie ons is en dat ons onseker is of ons in staat is om sekere goedes te kan doen en dit beroof ons van soveel meer. Daar's die mense wat altyd by die werk is en jy weet vir die baas alles wil vertel sodat hulle belangrik voel. Daar's mense wat vis, nie visvang nie, soek, né? So en ek moet dig. Dis nogal lekker as jy ietsie doen en dis online en die likes word meer. Okay? Dit gee vir jou 'n gevoel van selfvertroue en dat dit wat jy gesê het, jy weet iewers by iemand inslag gevind het en dat jy net kan sê maar ek is daarom nog relevant. Die ding is as die gebrek wat ons het aan selfvertroue beroof ons nie net van ons lewe nie, maar ook van 'n lewe wat God wil hê ons moet hê, want ons fokus soveel op onsself. En dan is daar die fyn lyn tussen selfvertroue en arrogansie. En dit is 'n bitter fyn lyn. Dis soos tussen bitter slim en bietjie af. Okay? Daai lyn is baie dun. En dit is dieselfde met mense wat hulle self daar wil uitsit daar buitekant en dink dit is selfvertroue, maar eintlik is dit arrogansie. En dan kom Paulus en skryf in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy sê daarom, die meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie. Die Engels in the Message sê, you could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. It's useless. En dan sê hy hierdie woorde, cultivate God confidence. Wat ons nodig het is nie meer selfvertroue in onsself nie. Wat ons nodig het is dat ons vertroue in God moet kultiveer. Nou hoekom sê ons kultiveer? Want dit is iets wat jy moet laat groei. Dis nie iets wat van self kom nie. Dis nie iets wat net outomaties uit jou lewe uitkom nie. Dit is iets waarna jy moet soek om 'n vertroue te hê in God sodat ons 'n heilige lewe kan lei, sodat ons die lewe kan lei dit wat hy vir ons wil sê. Jeremia sê vir ons, jy hoor baie keer dan sê mense, "Ja, maar daai ou is so goeie hart." Wat sê Jeremia? Jeremia sê vir ons, die hart van die mens is bedrieglik. Moenie alles glo wat jou hart vir jou sê nie. Jesus sê vir ons dat
Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Paulus kom en dan skryf hy, dan sê hy in Romeine hoofstuk 7, dan sê hy, alles wat ek wil doen, dit doen ek nie, alles wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, wie sal my red van hierdie doodsbestaan? So dit wat hy regtig vir Christus wil doen, dit doen hy nie. En dan kom Dawid en hy skryf in Psalm 57, dan sê hy, my hart is gerus, o God, my hart is gerus. Die Engels sê, my heart is confident. My heart is confident. Daardie woord gerus wat hier gebruik word, is dat daar's 'n sekerheid wat ons het oor wie God is. Dat God is die skepper van alles, hy is die onderhouer van alles, hy is die een wat alles bymekaar hou, hy is die een deur wie alles ontstaan en bestaan en vir wie alles bestaan. Dit is wie God is. En dan kom Dawid, dan sê hy, my hart is gerus, nie in wie ek is nie, maar in wie God is. In wat God vir ons doen. Dat ons sal lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. Dat ons nie vertroue in onsself soek nie, maar dat ons vertroue in God soek. En daarom praat ons vanoggend oor 3 waarhede wat ons vertroue in God gaan bou. Die rede hoekom ons sê waarhede is dat wanneer ons luister na die wêreld en na dit wat ander mense vir ons sê, dan bou ons baie keer ons lewens op leuns. Op leuns wat die vyand vir jou sê. So ons moet gaan soek na wat is die waarheid, wat is die waarhede wat God wil hê ons moet doen. Want Paulus kom in Romeine hoofstuk 12, dit is vir my dis daai 1-2 versies wat ek kan onthou, né? Romeine 12 vers 1 en 2. Dan sê hy ons moet ons gedagtes laat vernuwe. So ons moet nie gewoond raak aan die woorde en die kultuur van hierdie wêreld nie. Ons moet ons nie bou op dit wat die wêreld van ons sê nie, maar ons moet toelaat dat ons lewens verander word. En hoe word ons lewens verander? Deur ons gedagtes te vernuwe, deur te fokus op dit wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is. Want daardeur word ons lewens verander. Wanneer ons besef wie God is en wat hy in ons lewens doen, dan verander hy ons lewens. Maar ons moet toelaat dat dit deur sy gees in ons lewens inkom, ons gedagtes vernuwe, sodat ons die mense kan wees wat God wil hê ons moet wees. En dat ons nie moet luister na die leuns van die duiwel nie, maar dat ons moet luister na wat die woord van God vir ons sê. So daar's 3 waarhede wat ons moet verstaan vandag. Die eerste waarheid is dit: God is altyd vir my. God is altyd vir my. Ons word groot, of toe ek groot geword het, is dit half asof God gesit het en wag en kyk wanneer jy iets verkeerd gaan doen, sodat hy jou kan straf. Hy is daarop uit om jou te kry. As jy vanaand sterf, waar gaan jy wakker word? Jy onthou daai goed, né? Bangmaak stories. Dat God uit is daarop om te sien wanneer jy iets verkeerd doen. Dit is half asof hy so met 'n vergrootglas sit. Julle het ook gedoen as kinders, né? As die muur so verbykom, dan vat jy daai vergrootglas en brand jy hom so. Dit is half asof God sit en wag en hy sê, ek wil net kyk wat wil jy nou verkeerd gaan doen, sodat ek hom kan straf. Is dit hoe ons met ons kinders omgaan? Dat jy sit en wag om te kyk of jou kind iets verkeerd doen, sodat jy jou kind kan straf. As ons wat sleg is, nie so met ons kinders optree nie, hoekom sal God so met ons optree? Ons wil hê dat ons kinders moet groei. Ons wil hê dat ons kinders moet beter word. Ons wil hê dat ons kinders, wanneer hulle 'n verkeerde besluit geneem het, dat hulle daaruit gaan leer. You either grow or you learn. You never fail. Dat ons kinders sal sê, maar die besluit wat jy geneem het was nie reg nie. Wat kan jy doen om dit beter te maak? Wat kan jy dit doen dat dit meer sal wees soos wat God dit wil hê in jou lewe?
Dit is wat ons doen met ons kinders. Ons help hulle, ons lei hulle, ons groei hulle, sodat hulle die mense kan wees wat God wil hê hulle moet wees. Sodat hulle die identiteit kan ontdek wie hulle in Jesus Christus is. En dit is presies wat God met elkeen van ons wil hê, dat ons gesentreer moet wees op dat God is altyd vir my. Dat hy is altyd deel van my lewe. Die aantreklikste mense, en ek praat nie van looks nie, is die mense wat oortuig is oor wie hulle in Jesus Christus is. Dat hulle kinders van God is, dat hulle gered is, dat al maak hulle foute, weet hulle dat God hulle kan vergewe. Want dit is wie ons God is. Dat ons gefokus is op daardie ding van om te weet, maar ons identiteit lê nie in dit wat mense van ons sê nie, maar in dit wat Christus van ons sê, in dit wat die woord van God vir elkeen van ons sê. Dan skryf Paulus in Romeine 8 vers 31, dan sê hy, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Jy weet mens, hulle praat altyd van hulle. Hulle sê, nou ek wil weet wie's hulle. Want hulle sê baie dinge. Hulle is baie keer verkeerd. Want God is altyd vir ons. En wie kan teen ons wees? Dat ons oortuig kan wees in ons lewens, dat God elke dag met ons is. Dat hy cheer vir ons. Hy is aan ons kant. As jy jou lewe vir Christus gegee het, daar is 'n voorwaarde. As jy Christus aanvaar het as jou verlosser, kan jy weet dat God is altyd vir jou. Ons gaan kyk een keer 'n rugbywedstryd. Jesus, maar daai mannetjie kry daai bal, né? Hulle speel 'n kalfvoet. Maar hy byl vir die paal. En hoe meer die mense op hom skree, hoe vinniger hardloop hy, maar hy besef nie dat hulle eintlik vir hom sê, jy hardloop na die verkeerde kant toe. Maar hy duik en is net stof en hy raak opgewonde, dis dit 'n 5-tree skraam. Dis dit nie 'n 3 nie. Maar die blote feit dat iemand langs die kant gestaan het en hom aangemoedig het en gesê het, maar ek is vir jou, het hom al die vertroue gegee om aan te gaan. En dit is wat God met ons doen, dat hy vir ons sê, dat ons moet oortuig wees daarvan, dat hy is altyd vir ons. Dat ons nie moet fokus op ons eie selfvertroue nie, maar dat ons moet fokus op dit wat God van ons sê. Dat hy altyd met ons is. Hebreërs 10 vers 35 sê, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie, want dit hou groot beloning in. Bly fokus op wie God is en dat hy vir jou sê, dat hy is vir jou. Hy is nie uit om jou te kry nie. Hy is uit om jou te groei, om jou te help, om jou te lei, om die besluite wat jy neem, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, dat God is altyd met jou. Hy het jou lief. So lief dat hy sy enigste seun vir jou gegee het. Dit is wie God is. Het gaan nie oor ons eie selfvertroue nie, maar dit gaan oor die feit dat God altyd met ons is. In alle omstandighede, deur alle seisoene van ons lewens, dat God met ons is. God is altyd by jou. Die tweede een is, God help my altyd. Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid en wees tevrede met wat jy het. As jy nie tevrede is, ek wil net vir jou dit sê, dis 'n bysaak, as jy nie tevrede is met wat jy nou het nie, moenie dink as jy meer het, gaan jy tevrede wees met dit. As jy tevrede is met wat jy nou het, en dit reg bestuur in jou lewe, sal God vir jou meer gee, want hy weet hy kan jou vertrou, dat as jy tevrede is met dit wat hy nou vir jou gee, kan hy vir jou meer gee, want jy sal tevrede wees dan ook. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan jou doen? Watter aspek van jou lewe voel jy onseker oor jouself? Wat is daar in jou lewe wat afbreek maak oor hoe jy jouself sien en hoe God jou sien? Dat God sê vir ons, hy is altyd daar. Hy is altyd daar om ons te help. Hy is met ons.
So 'n paar jaar terug, toe ek nou nog daar in Wepener gepreek het, toe besluit the powers that be, dit gaan 'n goeie ding wees om alles toe te maak. Mag jy kerk toe gaan nie, al daai goed. Toe sê ons maar, kom ons doen dit aanlyn. Nee, nou dit, kyk, daai was vir my 'n heel eerste. Want hier staan ek in my studeerkamer, stoksiel alleen, en nee, ek het nie my Teams klere aangehad nie, my Zoom klere. Weet julle wat is dit? Jou Zoom klere is, jy lyk pragtig tot hier, en die res is slippers en pyjamas. Okay? Ek het elke oggend opgestaan, presies dieselfde roetine gedoen, my pak aangetrek en dan staan ek alleen in die studeerkamer. Dit was weird. Want toe begin die mense vra, hoe lyk jy nou regtig? Toe neem ek 'n foto en toe stuur ek dit vir hulle. Bloot oor die feit dat as ek dit gedoen het, dan voel ek alright, né? Voel nie meer so deur slaap nie. En in daardie tyd het mense ingeskakel en die boodskap gehoor by wie ons nooit kon uitkom nie. En dit was God wat 'n plan gemaak het. Ons het dit uitgevoer, maar God het vir ons die tools gegee om dit te kan doen. Is dat hy help ons altyd. Hy maak vir ons deure oop waar daar nie 'n opening is nie. Hy gee vir ons 'n geleentheid om sy woord met ander mense te kan deel, om 'n impak te hê in ander mense se lewens, wat ons nooit gedink het moontlik is nie. Want ons het gedink, ons praat maar net met die 35 mense wat elke Sondag in die kerk is. En toe naderhand is dit die hele wêreld vol. En dit het niks met my te doen. Dit het net 'n ding gevat dat God ons oë oopmaak, sodat ons gebruik dit wat hy vir ons gegee het, sodat ons die tegnologie kan gebruik en nog steeds mense kan bedien. En nog steeds mense 'n impak kan hê op mense se lewens. Dit is juis wanneer ons in tye is, wanneer dit moeilik is, wanneer ons swak tye in ons lewens ervaar het, dat God vir ons sê, hy is altyd by ons. Hy help ons altyd. Hy is nie klaar met ons nie. Hy is in elke aspek van jou lewe besig om ons te help, om ons by te staan, sodat ons kan weet, hy is altyd vir my en hy help my altyd. Psalm 46 vers 2 sê, dan skryf Dawid, hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help vir die mense wat in nood is. Die wêreld sê, as jy in die moeilikheid is, moet jy jouself help. God sê, ek is daar om jou te help. Ek is daar om jou by te staan. Ek is daar om jou by te staan in tye wanneer dit finansiëel moeilik gaan, tye wanneer dit met die kerk moeilik gaan, tye wanneer dit met jou huwelik moeilik gaan, tye wanneer dit met jou besigheid moeilik gaan. God is altyd daar om ons te help. Hy's deel van ons lewens. Hy is 'n God van verhouding. Hy's nie 'n God wat iewers in 'n boks sit wat jy een keer 'n jaar moet gaan besoek nie. Hy is 'n lewende God. Hy het jou lief, hy gee vir jou om. Hy wil 'n verhouding hê met jou. Deel van daardie verhouding is dat hy is altyd vir jou en hy help jou. Dit is wie ons God is. Immanuel, God is met ons. Dat ons dit moet aanvaar en dat dit deel is van ons lewens, dat ons God moet kan vertrou met alles wat in ons lewens gebeur. Nie op onsself nie ons eie selfvertroue nie, maar God vertroue. Om te luister na sy woord, om te weet dat hy ons liefhet. En die derde ene is, God werk steeds in my. Hy is vir my, hy help my en hy werk steeds in my. Ek was gister bitter geïrriteerd toe my sokkerspan verloor. In die 97ste minuut. Die hel speel 97 minute sokker. Duidelik hulle en toe verloor hulle. Ek is geïrriteerd en dan sê jy goed wat jy nie veronderstel is om te sê nie, of jy dink goed wat jy nie veronderstel is om te dink nie, is ek die enigste een.
Nou gaan ek maar weer my hand opsteek. Wat die sokker aan betref, ja, okay, goed. En die ergste is, toe was dit halftyd met die bokke, toe lyk dit ook nie goed nie. Okay? En dan baie keer dan kom ons in situasies en jy beland in situasies en jy sê goed wat jy nie veronderstel is om te sê nie en jy dink goed wat jy nie veronderstel is om te dink nie, want dit is nie hoe God wil hê jy moet leef nie. En dan wonder ek by myself, maar ek is veronderstel om 'n voorbeeld te stel en is dit die regte voorbeeld? Is dit die regte ding wat ek doen? En ons raak geïrriteerd met onsself en ons voel baie keer soos Paulus wat hy sê, ek wil die goeie goeders doen, maar ek doen dit nie, en die slegte goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar God weet hoe ons voel. Hy weet waardeur ons gaan. En ek wil vir jou sê, dat as daar iets in jou lewe is, waarmee jy sukkel, God is nog nie klaar met jou nie. God werk in jou lewe. God is nog nie klaar nie. Filippense 1:6, ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit einduit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Jy is 'n WIP. Weet jy wat is 'n WIP? Work in progress. God werk nog steeds in elkeen van ons se lewens. En baie keer dan voel ons maar ons probeer ons bes om af te sien van goed wat in ons lewens verkeerd is, of dit 'n afhanklikheidsprobleem is, of dit 'n besigheidsprobleem is, of dit 'n huweliksprobleem is, maak nie saak wat dit is nie. Ons voel baie keer dat ons kry nie gewen nie. En ons weet nie wat om te doen nie. En ons voel baie keer dat ons wil opgee. En dan wil ek vir jou kom sê, God is nog nie klaar met jou nie. Jy sien dat God ander mense se huwelike help en jy wens dit vir jou nou ook. God is nog nie klaar met jou nie. God is nog steeds besig om te werk in jou lewe, of dit 'n geestelike probleem is waarmee jy sukkel, God is nog nie klaar nie. As jou meer tekort is, God is nog nie klaar nie. God werk die hele tyd in ons lewens. Net omdat ons hom nie kan sien nie, beteken nie dat God nie werk in ons lewens nie. Dat ons Jesus Christus moet deel maak van ons lewens. En partykeer dan kom mense op 'n plek wat hulle sê maar hulle is rock bottom. Rock bottom is 'n baie goeie plek om van te bou. Want jy kan nie laer gaan. En God sê vir ons, hy is altyd daar, hy help ons altyd, en hy is nog nie klaar met ons lewens nie. So wat ook al jou uitdaging is wat jy het, moenie fokus op jou eie selfvertroue nie. Maar fokus op die vertroue wat God vir ons gee. Hy help ons, hy lei ons, hy is vir ons, hy is nie teen ons nie, hy sal ons nooit verlaat nie. En hy werk nog steeds in jou lewe. En dat jy moet weet wie jy is in Christus. Wat jou identiteit is. Want partykeer voel jy soos 'n loser. Maar God sê vir jou, jy is meer as 'n oorwinnaar. God sê vir jou dat deur sy woord en deur ons getuienis, wanneer ons uitgaan, ons sal geseënd wees wanneer ons uitgaan, ons sal geseënd wees wanneer ons terugkom. Wat sê Christus van jou? Hy sê vir jou, jy is 'n mede-erfgenaam in die koninkryk van God. Hy sê vir jou dat jy is gesetel saam met Christus aan die regterhand van God. Dit is wie jy is. Wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou deur die lens van Jesus Christus. Dat jy vergewe is, dat jy vernuwe is, dat jy nuut gemaak is. Dit is hoe God jou sien. Ons kyk baie keer net na die mislukkings. En God kyk nie na jou en sê maar, ja, ek het nou al soveel keer probeer. Ek dink nie meer dis die moeite werd nie. Ek is nou klaar. God sê vir jou nee.
As daar enige iets is in jou lewe waarmee jy sukkel, wat vir jou 'n uitdaging is, wat jy God mee vertrou, weet dit. God werk steeds in jou lewe. Niks is ooit klaar nie. Niks is ooit hopeloos nie. God kan jou lewe vandag verander. En weet jy hoe verander hy dit? Hy verander dit deur een naam. En daardie naam is Jesus Christus. Daar is geen naam op hierdie aarde so magtig soos syne nie. En ek wil jou uitnooi dat as dit vandag 'n begeerte is van jou hart, dat daar iets is wat in jou lewe moet verander, maar jy kry dit nie reg nie, gee dit vir hom. Hy sal jou lewe verander. Hy sal werk in jou lewe. As jy die begeerte het om 'n lewe te lei soos wat Christus dit wil hê, sal hy jou lewe verander. En hy kan dit nou doen. Nie oor 'n uur van nou af nie. Hy kan nou jou lewe heeltemal verander. God is altyd vir jou. God is altyd bereid om te help. En hy werk in elkeen van ons se lewens. En mag ons fokus op die vertroue wat ons kan hê in God, want mense verander, né? Mense se emosies verander. Jou emosie verander. Jy's nou baie happy, né? Oor 5 minute van nou af wanneer jy op pad huis toe is, dan gebeur daar iets, dan is jou emosies heeltemal te mekaar. God bly altyd dieselfde. God verander nooit. Die hemelligte verander, maar God bly vas. God help jou, God is vir jou en God werk in jou. Here ons God, ons dankie dat ons kan weet dat ons op U kan vertrou. En baie keer dan vertrou ons eerder op onsself en ons wil alles self uitsorteer en ons dink ons weet beter, maar help ons dat ons kan besef, Here God, dat U is die een wat altyd by ons is. U is die een wat ons altyd help en U is die een wat deur U Gees in ons lewens werk om ons nuut te maak, om ons te verander sodat ons meer kan word soos wat U wil hê ons moet wees, dat ons die identiteit wat ons het in Christus, dat ons dit sal ontdek. Ek bid Here vir hierdie gemeente. Ek bid Here vir hulle wat geliefdes afgestaan het hierdie week en wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Here God, dat U in hierdie tyd met hulle sal wees, vir hulle sal vrede gee. En dat hulle altyd kan weet dat U met hulle is. Ek loof U vir die liefde en vir die genade en vir alles wat ons so ryklik uit U hand ontvang. Bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.